Goeiemiddag en baie welkom by die Vrou Wees program. Hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. Hier maak die komputer vir my ietsiekie. Ek weet nie of dit 'n notification, solank ek net nie weer die hele radio mute nie. Nee, ja, net nie dit nie, maar ek dink hy wil vir ons sê, kom ons haal asem in. Ja. En uit, daar En sê vir julle daar buite ook, as julle so besig is soos ons. yes, hoorie, dit is omtrent hardloop en val met die deur by die huis in. Ja, totaal en al. Klink totaal ek en vir jou al. baie hard so aan te net Nee, wat, so, solank ek julle net nie, solank ek ons net nie mute nie. Ek het dit al te veel gedoen in die verlede, so ek het daarom nou 'n bietjie meer tegnologies vertroud geraak met hierdie Ek stelsel. kan bly wees ek sit nie daar nie, groot probleme vir ons. Ons praat nou nogal juis oor om Vingerfoutjies en goedjies te vingerfoutjies maak. en bekend te raak met die sisteme Ja, nee, en want al 'n mens kan goeders. hom, ek kan, hoor jy, so dat ek jou sê, ek is gevaarlik met die tegnologiese goed. Ja. Mens sal nou dink met tieners en so aan sal 'n mens nou al daarin kom, maar nee, ongelukkig nie. Ja, dit is ek Chantal van der Merwe wat vanmiddag saam met julle kuier en saam met my is Antoinette Pieters en ons gaan lekker vanmiddag weer saam met julle kuier. En ja, so dit is nou die laaste Dinsdag van die vroue maand. Ja, kan jy En glo? ja, jy sien hierdie maand het net so vinnig verbygegaan. Die jaar. Ja, Ja. dit is nou daar, ons is nou hier amper Dis by die so, Hondsstertjies, ja. ons so op die Een van die einde. dae is dit weer jingle bells wat ons oral hoor waar ons instap. Ek sê mos ek en my maale weet dit ook. Ek wil die stype kry as hulle al Kersfeesliedjies begin opsit en ek het nog nie eers verjaar nie. Ja, Want ek jy verjaar sien. 2 maande voor Kersfees Nee, dit en werk dan nie is so dit nie. net soos los net julle goedjies totdat ek verjaar Ja. het en dan sit dit die 1 Desember op. Ek Natuurlijk. is heeltemal okay met dit, maar ag ja nee, ek weet dit is ook mos maar 'n bietjie bemarking en al daai goedjies, so ja, be blessed vir almal van Almal. hulle. So laat dit goed gaan in elk geval. So, okay, hierdie week daar is nou nog volgende week ook ons. Dis Ons reg, het ja. nou vir die vroue wat hulle voice recordings ingestuur het, gaan ons nou binnekort vir julle speel en dit gaan dan die vroue wees wat ook 'n bederfie kry by ons borg van Deswilne Recycling. So baie duisende dankies vir al die bederf wat die vroue hierdie maand by julle ontvang het. Ja, Ons waardeer dit so verskriklik op reg baie. So Deswilne Recycling het vir ons lekker al stoele gesponsor en hangers gesponsor en wat alles nog. Dit was vouchers Lekker vouchers gewees. vir by massering en hare dink ek. Ja, daar's hare masserings. Hare. Haar treatments en so aan Ja. en ons wil ook net vir ek dink dit is stylish hair. Stylish. Hulle het ook bietjie uit hulle eie uiteboor gemaak. Ag, wonderlik, baie En dankie. so 'n bietjie so 2 vouchertjies ekstra ingesit daarso. Dis So ons wil lekker. net vir Janine sê baie dankie vir dit. Ons waardeer dit en dit is dan nou ook deel van die pryse en so aan. So, hierdie week is daar nou 3 pryse wat weer uitgaan. Julle gaan nou hoor wie's hulle. Ons gaan die voice recordings speel. En dan het julle nog 'n week kans. So alhoewel ons dan nou in die nuwe maand is, dit gaan dan nou die 1 September, lentedag. Lentedag, ja, Ja, heerlik. dit gaan dan nou sommer op lentedag gaan dit dan nou uitgaan. Ja. En dan gaan ons bietjie vir ons ek weet nou nie of het ons al terugvoering gekry van Eileen en Mona. Ons hoor net Ja. julle, want dit is groot opgewondenheid. Dit is die naweek vir ons ontwaakkonferensie Lekker. en ons is so bitterlik opgewonde. Excited, En ons kon ja. al klaar so die Here in het ingesien het met goedjies wat gebeur het en Ja. hoe alles net in plek geval het en hoe dan weet mens die Here het 'n afspraak die Ja. 29ste Augustus met ons 35 vrouens wat daar gaan wees. Yes, sorry. En Antoinette, ek en jy praat nou net daaroor, dit is net amazing om te sien hoe die Here vrouens kan align sonder dat 'n mens eintlik met mekaar direk kontak gehad het en gepraat het en gesê het, hoorie, so hierdie is hoe die
wat ons vir vroue maand beplan en so aan. En ek was nou hierdie naweek was ek so bietjie by die Nuwe Lewe se konferensie se nee, amper sê ek ontwaak, dis ons konferensie. By Nuwe Lewe se Abide konferensie en die Here het vir my so amazing woord gegee terwyl ek daarso gesit het en ek het dit ook vir my vriendin deurgestuur en ek sal dit nou gou 'n bietjie vir julle lees. Maar wat so amazing was is met Abide is presies waarmee ons hierdie vroue maand mee besig was van intimiteit met God en die verskillende aspekte en as ek so geluister het na die vroue vir Aurmey en Jackie en Bianca en hoe hulle gepraat het en dan dink ek net soos Here, U is net so amazing in al die detail en hoe dit align met dit waarmee ons ook besig was hierdie afgelope maand. Ek dink dit is bevestiging op bevestiging elke keer om te sê, julle is in lyn. Julle doen wat julle moet doen. Absolutely. En dan wanneer 'n mens abide en wanneer 'n mens intimiteit met God het, dan align hy eintlik ons vrouens saam op in hierdie mission en in hierdie missie en om hierdie fight te fight en dan staan moeilikheid. En daar was vir my die mooiste ding wat Bianca gesê het wat haar skoonseun vir gestuur het en ek wil dit so graag net vir julle lees. Laat ek nou net gou kyk. Ek het dit nou hier neergeskryf en nou waar is dit nou? Hier's dit. Haar skoonseun stuur vir haar hierdie Mom, go make hell nervous and populate heaven. Dit was vir my so profound gewees, so mooi gewees. En dit is waaroor dit gaan en dit is wanneer Vader sy klomp warrior vroue opline en dan is ons regtig en nie net die vroue nie, die manne ook daar buite, maar soos ons nou al gesê het, hierdie is 'n vroue program, so ons praat nou spesifiek vir die vrouens. Ons weet julle mans is goed, julle is sterk, julle is wonderlik, julle is konings, ons weet dit, ons weet dit. Ons praat net nie so baie nou oor julle nie. Ja, ons motiveer nou net ons sissies in Christus hierso. So hoe amazing is dit as ons die hel kan nervous maak. Man, dis lekker gesê, daai is so amazing gesê. Yes, daai gaan wat soos 'n kreetsong word, ons kan, jy hou mos van die bietjie oomflietjie, so jy moet kyk of jy vir ons daar iets bymekaar kan gooi. Ek sal maar vir Bianca vra sy met vir haar skoonseun vra, aangesien hy nou sulke awesome woorde deurstuur met hy nou vir ons die song wat saam met dit werk. Natuurlijk. Daar is actually nogal 'n baie cool song. Ek kan nou net nie ek gaan hom nou onthou. En dan gaan ek hom speel jy hom sommer vir ons. Ons kan vir hulle vra, dan miskien kan hulle hom sommer vir ons hier tussenin gooi in die advertensie. Ons trek nou al ver oor ons intro tyd, maar kom ons begin net gou-gou by as jy wil weer na vorige boodskappe gaan luister of die content wil hê, gaan gerus asseblief na www.livefm.co.za en as jy wil kontak maak met Live FM, doen gerus so op hulle WhatsApp is 066 516 6917. Daarso kan julle ook vir hulle vra om vir julle die link aan te stuur vir die Vrou Wees WhatsApp groep. Dan kan julle deel word van die Vrou Wees WhatsApp groep en ons stuur daarso ook die content elke week uit. Antoinette herinner my baie mooi daarvan. Is ons so aanhoudend partykeer? Nee, dit is vir my mooi, dit is vir my baie mooi. Ek hou daarvan as mense my herinner aan goed. En dit is nou weer, ons sal bietjie een keer gesels oor daai van hoe om goed nie persoonlik op te vat en dit is actually so cool vir my as ons mense. Ons mekaar dra eintlik, nee. En dit is vir my so lekker laat jy my onthou, want nou weet ek kan nie vergeet en ek love it, my ma toe ons in die begin ook getroud was, hoe sy my herinner van my tandartsafsprake en my jaarlikse ondersoeke en sulke goeders. Dit was my eintlik so amazing, laat my ma my, sy het my so die eerste 5 jaar het sy my gereeld herinner van die goedjies en as ek al vra, Mama, onthou my van dit. There's no way wat ek gaan vergeet. Sy sal vir my vir 'n feit onthou. Ag, dis kosbaar. En my ma met haar dagboek, sy daai ou tradisionele dagboeke, skryf alle goedjies daar en sy's afgetree, maar sy skryf nog steeds alle goedjies daarin en sy is op dit. Ja, ons moet mekaar se arms optel. Ons moet regtig, ons moet dis mooi. Ons moet mekaar se arms optel. Prys die Here. So, stuur asseblief julle voice notes in van
wat beteken vrou wees vir julle? Dan gaan ons julle voice notes speel, hierso op die vrou wees program. So, laat ons dan gou daai alles hier bymekaar kry. Ek gaan gou kyk of hierdie mooi werk, en dan speel ons dit gou vir julle hierso. Okay. Dis ons eerste wenner. Here goes. Ek moet nog net seker maak, ek het nou hierdie ding. Jy die regte een. Laat ek, jy sien, hy's op times 1.5. Ja, jy nie so vinnig praat nie, ja. Ons wil maar nie, hulle moet so vinnig praat nie. Okay, hier gaan ons eerst een. Vir my, vrou wees beteken om jou unieke identiteit, krag, Sorry, ek gaan hom van vooraf begin. Goeiemiddag, my naam is Annelien Grobler. Wat beteken vrou wees vir my? Vrou wees beteken om jou unieke identiteit, krag, sagheid en waardigheid te omhels, maar jy hoef nie altyd sterk, perfek en in beheer te wees nie. Dit beteken nie dat jy alles moet kan hanteer, almal gelukkig moet kan hou en altyd perfek moet lyk nie. Om 'n vrou te wees is om lief te hê, liefde te gee, te versorg, te droom en soms ook net deur te druk wanneer jy eintlik moeg is. Dit is om soggens op te staan en aan te gaan, selfs wanneer niemand weet hoe swaar jou hart voel nie. Dit is om vir jou gesin te kan omgee, maar ook om te leer dat jy self ook belangrik is. Dit is om 'n ma te wees, 'n vrou, 'n dogter, 'n vriendin, 'n kollega, maar tussen al hierdie rolle steeds jouself te probeer wees. Dit is om te lag wanneer jy gelukkig is, te huil wanneer jy seer het, om vergifnis te vra wanneer jy verkeerd was en om weer op te kan staan as die lewe jou laat struikel het. En om 'n vrou te wees beteken ook om te besef, jy hoef nie perfek te wees om waardevol te wees nie. Jy hoef nie alleen alles te dra nie. Jy hoef nie soos iemand anders te wees nie. Jy's genoeg, net soos jy is. Vir my is vrou wees dalk die mooiste kombinasie van sagheid en krag. Dis 'n hart wat diep kan lief hê, hande wat kan versorg, skouers wat kan dra en 'n gees wat telkens weer kan opstaan. Ek praat as 'n vrou wat weet hoe dit voel om seer te hê, teleurgestel te wees, moedeloos te raak en tog weer my voete onder my te kan kry en te kan sê, ek is steeds hier. Ek weet hoe dit voel om gebroken te wees, maar ek het ook geleer dat gebrokenheid nie die einde van my storie is nie. En dalk is dit presies wat my ervaring aan ander vroue kan gee, en dit is hoop. Nie die hoop wat sê niks slegs sal ooit weer gebeur nie. Nee, dis 'n dieper hoop wat sê, wat ook al oor my pad kom, ek hoef dit nie alleen te dra nie. Ek kan weer opstaan, ek kan weer genees, ek kan groei, ek kan lief hê, ek kan steeds 'n doel hê, ek kan steeds lig vir iemand anders wees. God is nie klaar met my nie, en deur God se genade is my storie nog besig om geskryf te word. My en jou storie hoef nie perfek te wees om iemand anders hoop te word nie. Vrou wees is nie net vir die vroue wat sterk staan nie, dit is ook vir die vroue wat nog besig is om weer op te staan. Vrou wees is om met jou hele hart te kan wees, wie God jou geskep het om te wees. Mooi dag vir julle. Dankie Annelien. Ons moet nou nie hier so begin huil van almal se mooi woorde nie. Jessie, weet jy, hulle raak ons diep binne, hoor? Jette, Annelien Grobler, dankie vir daai mooi ons waardeer. Baie. Ek dink ons moet bietjie een keer 'n hele program bysit, mekaar sit. Verseker. Okay, hier gaan nou die volgende ene. Goeiemôre dames, my naam is Tanya Els en vanoggend wil ek graag vir julle meedeel wat vrou wees vir my beteken. Om vrou te wees is meer as net om sterk te wees. Dit beteken om sag te kan wees sonder om swak te kan wees. Om liefde te gee, maar ook grense te kan hê. Om ander op te bou terwyl jy steeds aan jouself werk. Dit beteken om deur moeilike tye te stap en steeds te kies om op te staan, om 'n ma, vrou, vriendin, besigheidsvrou en ondersteuning vir ander te wees, maar om ook nooit te vergeet dat ek ook belangrik is nie. Dit beteken vir my genade, krag, liefde, deursettingsvermoë en geloof, en dit is om te weet dat ek nie perfek hoef te wees om waardevol ook te wees in die lewe nie. Om 'n vrou te wees wat nie net 'n plek in die wêreld inneem nie, maar een wat ander vroue ook help om hulle plek te vind. Ek is 'n vrou wat deur storms stap, maar nooit vergeet hoe om te blom nie. Ek ken my waarde en ek staan in my krag en ek sal altyd ander vroue ophelp terwyl ek my eie kroon moet regdra. Ek is nie net 'n vrou nie, ek is krag, 'n nalatenskap
en 'n voorbeeld van wat moontlik is wanneer 'n vrou in haarself glo. Sjoe, dis mooi. Wow, jy se kry hoendervleis soos ek hierdie goed luister. En daai woordjie perfek, ons wil almal perfek wees en ons kan nie. Ons kan dit definitief. Nee. Die volgende ene gaan ek die naam sê, want die dame het vergeet om haar naam by die voice note te sit. So dit is Patricia Waldeck, hierso gaan sy. Dit beteken vir my liefde, om met my hele hart lief te hê en liefde te gee, selfs wanneer dit nie altyd maklik is nie. Dit beteken ook ondersteuning, om daar te wees vir die mense vir wie ek lief is, om hulle hand vas te hou en moed te gee wanneer hulle swaar kry. Vrou wees is ook die vorming van 'n huis. 'n Huis is nie net mure en meubels nie, dit is liefde, warmte, veiligheid, vrede en herinneringe. Maar bo alles beteken vrou wees vir my om sterk te wees vir almal. Om aan te hou wanneer dinge moeilik raak, om op te staan wanneer ek geval het en om hoop te gee, selfs wanneer ek moeg is. Vrou wees is vir my liefde met 'n sterk hart, sagte hande, 'n luisterende oor en die moed om aan te hou. Dankie julle drietjies. Ja, dit is lekker om te hoor bietjie uit almal se harte, ja, net om te hoor en te weet, dit is 'n ding wat ek nou nogal by al drie se voice recordings gehoor het, is om sterk te wees. Ja. En ons is nogal baie geneig om te wil sterk wees. En dat ons eintlik vergeet dat wanneer ons intimiteit het met God, kan ons net swak wees. Daar sê. Ja. En ons, want dan is hy sterk deur ons. Absoluut. En dan wanneer ons uit ons gebedstyd uitstap, uit ons intimiteit en wat ons met hom gehad het, dan al is ons nie noodwendig sterk in elke situasie nie, is hy sterk deur ons. Want hy verwag dit nie van ons. Ja. Ag, en dit is daarom maar net so lekker, veral as 'n mens by jou man sit of so, dan kan 'n mens net wees. Ja. En jy het nie nodig om eintlik sterk te wees nie. En dit is hoe ek sien dit met vader. En as ek nou dink aan my pa se verhouding, ek is verskriklik lief vir my dad. En dit is, ek sê altyd vir my kinders, as daar enigstens moeilikheid is, maak nie saak wat die situasie is nie, jy kan altyd agter my kom wegkruip. Ek sê dan fight ek vir jou. Kom wees jy hierso by my en ek sal sterk wees vir jou. Ja. En ek sê ook dit van hulle pa, laat gaan kruip agter my en pappa weg. Ja. Ons is hier. En ek kon dit gedoen het in my ouer huis. Ek kon regtig net, al het ek nonsens aangejaag, al was ek in die verkeerd, selfs in my verkeerd het my ouers my ondersteun, maar nie noodwendig my kant gevat nie. Ja. Hulle het my kom beskerm, my agter hulle ingesit, my beskerm en die fight om te kan sê, kom ons sê ek het iets verkeerd dalk miskien gedoen. Ons besef ons dogter was verkeerd. Ja. En daarvoor sal ons haar help en vir haar wys wat die regte pad is. Maar nou het ek nodig dat jy moet verstaan dat selfs te midde laat sy ons besef en sy besef dat sy verkeerd was, ons gaan nog steeds 'n muur om haar vorm. Natuurlijk. En ons gaan haar nog steeds beskerm. Ja. En dit is wat ek graag vir my kinders ook wil wees, te midde van die feit dat hulle dalk moontlik of nie moontlik nie, laat hulle dalk verkeerd was of verkeerd opgetree het of iets verkeerd gesê het. Ek sê altyd vir my kinders, kom vertel dit vir my. Ek gaan nog steeds hierdie muur om jou vorm, nee, ons gaan nog steeds hierdie shield om jou vorm. Ons beskerm hulle, ek en hulle dad, en dan sorteer ons dit uit en ons help hulle reg. En ons het nodig dat hulle met ons hierdie goeders moet deel, sodat ons hulle kan reghelp. Ek weet altyd, toe my seun jonger was, het hy en 'n ander seun 'n bietjie woordewisseling gehad en soos wat seuns dit mos maar uitsorteer, het hulle dit bietjie op 'n bietjie meer intense manier uitgesorteer. Ja. En toe ons dit, en ek was so dankbaar, ek kon toe nou
met die manier waarop my ouers my grootgemaak het, na die mamma toe gaan en te sê dat, luister, ek besef my kind het 'n aandeel in hierdie, en sal jy asseblief by jou kind hoor, wat doen my kind om jou kind is, jy weet, so iets uit te lok, en ek gaan ook met my kind sit en gesels en sê, wat is dit wat iets, 'n emosie moontlik by hom uit kon gelok het, en so kon ek en hierdie ma met mekaar gesels. Nou vandag is daai twee seuns baie goeie vriende, en ek en die ma is ook baie goeie vriende, en dat 'n konfliksituasie of 'n situasie nie noodwendig hoef te gewees het waar mens aardsvyande daarna is nie, laat selfs in so iets moois kon uitkom. Maar jy sien, dit kom neer op daai covering. Yes, absolutely. Jesus cover ons so mooi, en toe jy nou praat van hoe agter die rug, die naweek was 'n bietjie vir training gewees, en toe ek terugkom sê ek vir my man, jy is maar net my safe plek. As jy naby my is, gee jy my kalmte, ek sien dinge in 'n ander perspektief. Jy is net anderste, en dit is dieselfde met die intimiteit met Jesus. Daai tyd wat ons saam met ons spandeer, dit is of hy alles wat moeilik is makliker maak vir ons. Nee, definitief. Hoor jy, so ons intro het toe nou vol sessie geraak. Ons gaan gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek, en baie geluk aan daai 3 dames. Ons sal met julle kontak maak, en dan sal ons vir julle laat weet dat julle bederfies daarso by Bibles kan gaan optel, en dan ons gaan nou eers gou vinnig oor na 'n musiekbreek. Dan sê baie welkom terug. Ons het nou maar 'n lekker vol sessie, wat nou daai intro was lank, en ek meen, julle ken ten die tyd al ons intro, julle kan ons saam met ons sê, so as ons hom nie sê nie, dan jy het hom in jou hart. En jy hoor, daar's vrou wees verander. Dit kan nie dieselfde altyd wees nie. Nee, vrou wees vir ons is om partykeer net soos ons gewoonlik sê, met die deur by die huis in te val. Net soos, en dis lekker. Kap het net flou. Dit is so. Nee, dit maak dit meer opgewonde en alles wat lekker is. Ek dink die mens kan ooit die reeks waarmee ons nou besig was hier in Vroue Maand ooit eintlik afsluit nie. Maar ons gaan nou so 'n bietjie oorskakel weer binnekort na paar ander goedjies toe, maar vir nou vandag wil ons so 'n bietjie intimiteit met God en die krag van wat gebed het met dit, want dit is ultimately jou intimiteit met God, is wanneer jy besig is in gebed, besig is om met hom te praat, wanneer jy daai tyd met hom, wanneer ons intimiteit met hom het, nie net al die praatwerk te doen nie, maar ook te kan luister vir wat hy sê. Ek lag so, daar's so 'n advertensie wat hulle op Live FM het, wat ek is nie seker wat die pastoor se naam is nie, wat hy sê, wat hulle vir hom vra, pastoor, hoe hoor jy die Here se stem? Ek het dit al gehoor. En dan sê hy, dis maklik, jy moet net die woord gaan lees. Hy sê, maar hoe hoor jy dit in 'n hoorbare stem? Hy sê, nee man, dis ook maklik, maak die woord oop en lees dit hardop. En dit was vir my, dit is vir my so profound, en dit is regtig, partykeer is dit net regtig daai oortuiging in jou hart, van jy weet dat hierdie is die Here wat besig is om met jou te praat, en dan ander kere is dit deur die woord, partykeer is dit deur worship. Ek weet nie, Antoinette, in die natuur, en daar's soveel verskillende maniere wat 'n mens Vader kan hoor, en ek sê nogal wat vir my is waar ek regtig die Here se stem hoor, is wanneer ek besig is met my dit wat die Here, die talent wat die Here in my geplaas het. So vir my, Antoinette, en jy weet dit nou ook, is dit wanneer ek besig is om tafels te dek, en ek's besig om blomme te doen, en so aan, en ek doen dit nie vir 'n lewe nie, dit is net super fun. Ek love it net om mooi tafels te dek, en ek het die voorreg gehad om nou vir 'n vriendin vir haar 40ste verjaarsdag bietjie ietsie moois te doen, en net om te kan kreatief wees, en in elke dingetjie wat 'n mens mee besig is die Here in elke detail so besig om met my te praat, en vir my soos ek die goeders insit, en so, ek wens partykeer ek kan dit wat ek ervaar op daai oomblik voice, laat dit voice to text is, sodat ek net, maar dit is wat vir my lekker is
jou intimiteit wat jy met God het, van dit deel ons. Ons deel soos die woord en mense ervaring en so aan, en dan kry jy daai gedeelte van die intimiteit wat Vader net in jou hart kom sit. En dit is, ek ervaar hom en ek beleef hom en hy praat met my in daai in daai tydjie waarmee ek besig is. En dan is dit nie noodwendig iets wat ek met voice to text nie. Ja. Dan is dit net waar die Here net regtig my net my kom, kan 'n mens sê, kom bevrug met hierdie droom, hierdie dinge waarmee wat hy vir my beplan en hoe hy my goeders laat sien en hoe hy vir my antwoorde kom gee op goed waarvoor ek bid en waar hy net, dan voel dit vir my ek sal die hele dag tafels dek en mense entertain, laat Vader net al hoe meer vir my kom, maar daai is genuine en ek dink juist omdat my hande besig is en ek hierdie goed nie kan neerskryf nie, is dit juist daar waar die Here regtig vir my, daai is my tyd saam met hom, wat ek nie gewoonlik share met iemand anders nie. Dis nou waar ek my alleentyd met hom het, ek doen hierdie ding, en baie keer dan sal my man ook vir my vra, kan hy my nie help met iets nie? En dan sê ek soos, nee, hierdie is waar ek net lekker wil speel, en dit is my lekker, wanneer my dogtertjies my wil help tafel dek, ek gee hulle ook altyd geleentheid om hulle eie tafels te kan dek, en so ons eet elke aand aan 'n tafel, en daar so gee ek vir hulle kans, hulle maak beurte, hulle dek tafel, ons sit aan 'n gedekte tafel, en dit is super lekker, en maar ja, wanneer ek besig is met tafeldek en blomme doen, dan kom praat die Here met my deur elke blom, deur elke ding wat ek op die tafel dek, elke ietsie wat ek uithaal, en ek love it, ek het 'n klomp goedjies, wat ek dan haal ek hier 'n dingetjie uit en daar 'n dingetjie, en dan sê die Here vir my iets oor 'n servetring, en hoe hy dit afseel, en dan kom praat die Here met my deur 'n blom wat ek insit, en hoe hierdie blom en die volgende blom presies dieselfde tipe blomme is, maar hoe verskillend hulle lyk, en hulle blare omvou, en hulle kleur, en alles, en 'n reuk wat hulle afgee, en hoe die Here net in elke liewe ding met my kom praat, en daar kom gee hy gewoonlik vir my antwoorde. So ek dink as my man nou basically luister na hierdie ene, wanneer ek tafel dek, soos daar's ek net besig om met die Here te chat. Ja, so los maar as ek die tafeltjies dek, maar ek meen die Here is tog, hy is 'n God van create. Yes. Nee, en ek dink dit is daar, as jy so daarvan hou om te create, dan kom hy, dit is soos ek as ek verf op, en my tegnieke en goed doen, sal die eerste ding wat ek doen, vir alles ek weet, baie keer is moeilik, dan sal ek sê, Here, vat my hande, en kom wees deel van dit. Kom saam met my en help my om hierdie te kan doen. En dit is lekker, en dan kom dit eintlik by my vraag wat ek wou gevra het, want ek het nou gedink aan hierdie hele intimiteit wat ons deurgemaak het, is, wat gebeur met jou menswees as jy nie intimiteit saam met hom spandeer nie? En jy verloor nie, jy verdor nie dadelik nie. Jy raak net stadiger, minder jy. Jy raak 'n funksie, nie meer 'n mens nie. Jy doen, jy bestuur, jy gee, jy los op. Dis kinders, dis familie. Maar binne is jy besig om hol te raak. Jou menswees word 'n rol. Ekskuus julle. Jy glimlag, maar jou siel is moeg. Want menswees sonder Jesus is net oorlewing. En ons wil nie net oorleef nie. Ons wil nie net wees nie. Ek meen, ons wil elke dag vol voel van hom. En dan jou hart raak hard of verward. Sonder tyd saam met hom, begin jou hart self reëls maak. En dit is so, want jy's hier in jou kop besig, jy dwaal rond, jy begin scenario's te skep en al daai goed, en dit is eintlik 'n gevaarlike plek om te kom, want jy sien, sonder vergifnis word jy bitter. Sonder sy liefde word jy honger vir mense se liefde en erkenning. En sonder sy vrede raak jy angstig en kort af. Jy wil nog goed wees, maar jy het nie meer die bron om goed te bly nie. Ja, jy sien, hy bly ons bron. En hierdie is vir my mooi. Ek raak sommer bewoe. Jy verloor jou spieël. Ons is gemaak na sy beeld. As jy nie by die spieël sit nie, vergeet jy wie jy is.
Jy begin jouself meet aan wat mense dink, hoe goed 'n besigheid gaan, of alles bymekaar hou, maar wanneer jy by hom sit, onthou jy weer, ek is sy geliefde dogter, voordat ek enige iets doen. Jou liefde raak min. Dit is die hartseer een. Die mense wat die naaste aan jou is, kry die minste van jou oor. Want jy sien, daai intimiteit met Jesus is waar jou beker vol gemaak word. Sonder dit kan jy net 'n leë beker skink. Dan raak jy uitgeput, geïrriteerd, self met die wat jy die liefste het. Maar wanneer jy wel intiem by hom sit, word jy weer sag, helder en weer vol. Jy reageer nie net uit wond uit nie, maar uit vrede. Jy ly nie uit vrees nie, maar uit liefde. So uit Johannes 15:5 is, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly, en ek in hom, dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. Sonder hom kan jy nog steeds baie doen, maar sonder hom kan jy nie wees wie jy werklik gemaak is om te wees nie. Sure. En dit is presies waar ek nou oopmaak. Is dit? En, ek het ook nou net hierso by Johannes 15:4 en dit en konferensie het ook die naweek oor dit gegaan en dit was vir my so mooi. Ek het hierso 'n bynota gemaak, volkome. God is volkome in ons. Ons moet volkome in God bly. En ek wil graag vir julle Johannes 15:4 weer lees. Laat ons net weer begin waar ons begin het, juis in die begin. Julle moet in my bly. Ek lees uit die Bybel in praktyk. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand dit. As julle in my bly en my woorde in julle dra, dan net wat julle vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat julle my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. En wat vir my so amazing is, en ek het ook hierdie mooi prentjie gekry hierdie naweek, wat Bianca ook van gepraat het, van wanneer daai, en sy het so prentjie gewys van hierdie sappe wat so deur die stam trek, en Vader wat is ons, is die stam en ons is die takke, en die vrug hang aan die takke. So Vader, daai sap beweeg so deur en in die takke en uit dit spruit daar vrug. En wanneer ons nie in hom bly nie, en sy het dit eintlik so mooi verduidelik met 'n hers en al daai goeters, maar sy het baie detail in dit gegee, dit gaan my vir ewig vat om dit net te verduidelik, want ek is nogal iemand wat hou van details en so. Maar in elk geval, en wanneer jy afgebreek is van hom, daar is nog bietjie in daai tak, daar is nog bietjie sap in daai tak en die vrugte is nog daar, maar een kant alleen, so dit lyk asof die persoon nog steeds in Vader is, maar hy is nie, en daar is nie daai direkte, daai sappe, daai
daai wat jy Daai nutrition ja, eintlik kan jy sê alles is nie daar nie. ja, en dan wanneer daai tak daar een kant lê, begin hy stadig maar seker nie meer daai sappe hê nie, hy begin uitdroog. Daai vrug begin uitdroog. So daar is nog steeds vrugte daaraan, maar dit is dalk rozijntjies. Al hoe minder. Ja, dis nou rozijntjies en nie meer lekker trosse druiwe en goeders nie. Maar en daai wat dan nou daar een kant lê, daai word verbrand en dis die dele wat ons nie wil weet nie. En toe ons nou verlede week ook gepraat het oor Vader se wette en uit die tyd wat ons saam met hom spandeer en hoe ons en of hom is en daai tyd saam met hom, dan wil ons doen wat hom behaag. Ja. Ek kyk byvoorbeeld my jongste, wanneer sy uitlynheid was met iets en ek het met haar gepraat daaroor, dan wil sy graag my tevrede stel en by die reëls hou van hoe 'n ding was en as ek sien hoe raak sy emosioneel, dan besef ek selfs wanneer ons as volwassenes, wanneer ons uit lynheid was met Vader se woord en wanneer ons nie meer ingeplak is met hom nie, dan maak dit ons eintlik ons geesmens verlang so na hom en ons word eintlik so hartseer en want dit is tog nie ons hart om Vader seer te wil maak nie. Ag en ek is so dankbaar ook vir die woord wat sê sy genade is vir ons genoeg. Wanneer ons by hom kan gaan sit en ek het gisteroggend het ek 'n insident met een van my kinders en ek het heeltemal verkeerdelik opgetree. En ek gaan staan daar so voor Vader en ons is in die kerk en ek staan so voor Vader en ek sê Here, maar hoe kan ek net hier voor U kom staan en ek het nou net so verkeerd teenoor my kind opgetree. En ek ervaar net hoe Vader my en my kind nader trek aan hom en vir my sê, my genade is vir jou genoeg en deur my sal ek aan haar of hom minister en dat hy sal hulle harte gerus stel en hy sal my kom help om daai regte en my kind het langs my in die kerk gestaan en ek het daar net so nader getrek, ek het nou probeer vir my om te sê hoe maar of so, maar ja, dit is nou hoe dit is, maar en ek het daar so nader getrek en ek het net vir gesê, jy weet, ek is so jammer, ek het verkeerd opgetree. En, maar die feit dat jy dit kon doen, en onthou jy, ek en jy het nou die dag daaroor gepraat, solank as wat ons in lyn is met God se woord, en ons doen wat hy van ons verwag, ons het daai intimiteit saam met hom, en ons smag na dit, dan is dit of die Here kyk na ons kinders, hy kyk na ons huwelik, hy kyk na ons kinders, want outomaties, daar waar die vyand wil inkom en kom steel, weet God, maar hoorie, so ek ken haar hart, sy is tog in lyn, sy smag dit, en dit is soos jy sê, hy kyk na hulle, hy sal met hulle praat, hy sal wys, en die groot ding is, jy kon gelos het en glad nie met haar gepraat het nie, maar die balans, daar's 'n balans van, ons kan beklei, maar dan ek kan liefde ook gee, en daai is baie belangrik, ek sien dit nou nog met my dogter wat amper 30 word nou in Oktober, en altyd dan sê sy vir my, en tot vandag toe dink ek, ek was te kwaai gewees met haar, ek het nie reg opgetree teenoor haar nie, maar die feit dat daar balans is, en dat daar liefde is, want liefde bedek alles. Ag, prys die Here, dankie Here vir dit. En ek het nou hierso neergeskryf en ek met my notaatjies wat altyd goedjies neerskryf, maar jy plak uit. Dit is as ek kyk wanneer ons soos 'n selfoon inplak, dan jy ingeplak en jy charge. En daai intimiteit wat jy het met God is om soos ingeplak te wees en te charge. En dan maak hy jou vol, maar daai jou foon is nie gemaak om die heeltyd net ingeplak te wees nie. Dit meen ek nou dat jy plak uit met God? Glad nie. Hy deponeer, wanneer jy tyd saam met hom spandeer, deponeer hy in jou in. Hy het nodig dat ons moet tyd saam spandeer, want ons kan ons fone gou vinnig inplak met 'n fast charger en dan is hy vol binne uur en so. Maar selfs al het jy net 5 minute en jy plak net, jy word op 'n manier word jy gevul. Ons
hoe meer tyd jy met hom spandeer en hoe voller raak jy van hom en hoe langer kan jy gaan. Ek sê nie moenie asseblief nie vir 'n lang tyd gaan nie. Gaan maar daai ek maak myself vol en dan check ek gereeld in met hom. Ek check eintlik nooit uit nie. Ek plak dalk miskien uit want ek het nodig om te gaan doen want as ek net heeldag in my gebedskamer kan sit sal dit fantasties wees. Maar dis nie hy word nie vol want ek sit nou en lag hier want ek wil vir jou nou iets vertel. Juis oor hierdie hele storie sien ek hierdie prentjie. Ek's gebless met 'n kar en ek probeer nog uit te vind hoe hierdie kar werk en gisterand toe ons so ry sien ek maar oor hierso is 'n kan ek sê dis 'n ingeboude charger, so ek kan nou dom klink vir baie mense, maar vir my is hierdie wow. So jy sit jou telefoon net op hom neer sonder om hom in te plak en dan charge hy. Maar die probleem is, as jy oor 'n babbel gaan of iets, dan charge hy nie, dan wys hy okay daar kom hy nou weer terug. En nou kom ek terug na wat jy sê, ons moet ingeplak wees, om daai volheid van daai volle battery te kan kry saam met Jesus. Dit help nie jy lê net daar, en jy gaan oor 'n bump en daar verloor jy syne en jy's nie meer by hom nie. Ons moet ingeplak bly. Dit maak vol. En ek like nou dit, nee, want nou onthou nou ons is nou prentjie mense. Ja, absoluut. Terwyl jy praat sien ek die prentjies in my kop. En ek dink so vir myself, man daar is soos 'n wireless charger. Jy kry jou ingeplakte chargers wat nou soos jou superchargers is. Natuurlik, En dan kry jy wireless want ons moet rond beweeg en ons moet en dan dit is om gereeld in te check. Daai supercharger is daai intimiteit. Dis daai ek is nou daar, ons is besig, ons worship, en ons war en ons doen alles saam, maar daai wireless enetjie, hy is nie so lekker geconnect nie. Ek dink nou net, julle moet nou nie dink ons is gesponsor deur selfoon. Ek spot sommer net. Maar dit is lekker dat die Here vir ons sulke prentjies kan wys en laat jy gaan dit altyd onthou. Ek meen ek en jy is albei prentjie mense want ons is kreatiewe mense. So dit is 'n keuse. Ek gaan of vol ingeplak wees, daai intimiteit laat ek die volheid in hoe kan ek sê die hele prentjie saam met Jesus kan spandeer of ek kan net so bietjie is dit haver, nee? Net so nou en dan en as ek oor 'n bump gaan dan verloor ek alles. Nee, ons het dit nodig. Ons het nodig om daai superchargers die hele tyd te hê want sonder dit soos wat ek hierso nou vir julle gesê het ook, jy wil nie wat gebeur met jou menswees. Ons raak vinniger geïrriteerd, ons raak overwhelmed. Ons kan soveel goeters noem van dit. Ons raak dor en droog. Ons raak soos daai ou rosyntjie. En dan ek het so boom al vir jare in my tuin. Chantal en ek kan net nie myself kry om my tak af te sny nie. Maar nou hang hy, nê? En hy's eers droog, maar elke jaar nou na die winter dan kom die blommetjies nog steeds uit. Hy hang daar. Hy vat 'n bietjie langer as die res. Hy kom daar, maar ek wil hom nie afbreek nie. Ek kan hom ongelukkig nie reguit maak nie. Maar dan dink ek daar waar hy geknak is, dit is ons seer, dit is ons verlede, dit is daar. Maar Jesus hou ons nog by mekaar elke dag. Hy sit vir ons, hy gee ons nuwe hoop, hy gee ons daai moed om aan te gaan. Solank ons net nie hom gaan afruk en weg is van hom af nie. Ja, en selfs as ons in daai proses van waar hy nou al vrug gedra het, dan word ons gesnoei. Ons word bietjie korter gesny, sodat ons volgende jaar meer vrug kan dra. In die volgende seisoen, ek sê nou volgende jaar, maar in die volgende seisoen meer vrug kan dra. En ons het nou gepraat oor seisoene en die boom wat by die waterstrome geplant is wat nie aangeraak word deur seisoene nie en steeds vrug dra want hy is die lewende water wat heeltyd by ons vloei en hy is by die regte plek. En hy is ons bron, ons gaan trek heeltyd daar en seisoene affekteer ons eintlik nie. En in elke seisoen kan ons vrug dra. Maar ons moet hom toelaat dat wanneer hy bietjie terugsny en om hom te vertrou in dit ook, om te weet dat hy sny hierdie stukkie terug, hierdie seisoen is dalk nou verby, hy sny gou bietjie terug en dan die volgende seisoen kom daar soveel meer, want ek sien dit nou ook in
selfs in die seisoen waarin jy nou is, Antoinette, die Here het bietjie kom terugsny daarso, en nou is jou nuwe seisoen besig om uit te loop, en die bloeisels is daar, en ek kan nie wag om te sien hoe amazing gaan die vrug ook wees, wat saam met dit kom, en dit is net ongelooflik om te kan weet dat ons by hom kan gaan inplak. En onthou, soos ons fone uitloop in die einde van die dag, gaan ons mens wees ook, en ons loop bietjie uit vir die dag, en so, dan is dit so belangrik om net weer te gaan recharge en inplak by hom, en weer gesupercharge te raak, want is dit nie amazing wanneer jy daai tyd saam met die Here spandeer, en intimiteit met die Here het, en hy maak jy so vol, en jy stap daar uit, en dan voel jy gesupercharge. Jy is net soos, Here, kan ek net vir almal net vertel van dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dan is die Here so getrou om mense oor 'n mense pad te stuur, en ons kan net share wat in sy woord is. En nou juist hierdie week, omdat ons nou praat ook oor intimiteit en gebed, het ek so ervaar dat daar soveel mense wat ek het nog gesien, jy kry jou mense wat alleenbidders is, en dis totaal en al okay. En dan kry jy mense wat baie gemaklik is om voor mense te bid, en so aan, en dan kry jy jou onsekere bidders, wat nou nog in 'n nuwe seisoen is, en wat onseker is van, hoe bid ek voor mense, en ek dink ek het dit al op 'n vorige program gesê van hoe ek my kinders geleer bid het, en ek wil dit weer graag vir julle herhaal, en ek het vir my kinders die head, shoulders, knees and toes, het ek vir my kindertjies van kleins af, om te begin by die kop, en dit is nou nie letterlik head, shoulders, knees and toes nie, want ek anders te dra ons te veel laste as ons by die shoulders kom, en is om te sê dat ons begin by ons kop, en ons gedagtes wat hernuwe is, wat moet vernuwe word, en onthou ons dra kroon op ons kop, ons kan vir die Here sê, dankie vir die kroon, wat hy vir ons gee, en die kroon wat ons voor hom kan gaan neersit, en ons gedagtes, Antoinette, val enige tyd in, as jy wil bylas, leer hierdie ene, en dan ons oë, om nie net dinge te sien op ons manier, maar om deur God se oë te kan sien, en laat ons na ander mense kyk deur God se oë, en laat Vader ook vir ons wys waar ons behoeftes is, om te kan gee, om te kan sien soos wat Vader wil hê ons moet sien, maar ook om te kan ontvang soos wat Vader wil hê ons moet dit ontvang, om te kan behoefte raak sien, en dan te kan reik, en aangename reuk te kan wees vir Vader, en ons ore om te hoor wat Vader vir ons wil sê, en sensitief te wees vir sy stem, en maar ook laat ons ore nie met asblikke wees nie, laat mense nie net opinies en goed kom gee nie, laat ons, ek vra ook altyd dan, Vader, seel my ore af vir die vyand, maar maak my ore duidelik oop vir hom, om laat ek sy stem kan hoor, en laat ek kan hoor soos wat my kinders praat, en my man praat, en laat ek selfs deur dit kan hoor, wat kan luister wat Vader fyn ingestel is, nee? Absolutely, en dan ons monde, dit wat ons sê, want die tong het mag oor lewe en dood, en ons dis so vinnig wat 'n ding uit is, en maar ook dit wat ons hoor, gaan na ons hart toe, maar dit wat ons spreek, gaan na ander mense se harte toe, en dan kom ek by die hart, laat ons hart so vol van hom sal wees, want die woord van die Here sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want alles vloei daaruit, of vloei daardeur, en dit wat laat ons hart so vol van hom sal wees, juis met wanneer ons intimiteit met hom het, dat ons so vol sal wees, dat dit wat uit ons monde uitkom, dat dit sal wees asof dit die Here self is wat daai woord spreek, en dan by die arms is, laat ons mekaar sal ophelp, en laat ons mekaar sal sterk wees, en laat ons mekaar sal help, en ons kan ander help, maar ons kan ook toelaat, laat ander ons help. Natuurlijk. En dit is vir ons vrouens baie moeilik. Ons is geneig om te wil help, maar wil nie dit aanvaar wil nie noodwendig aanvaar, laat ander ons. Ek weet nie, is dit 'n ding wat jy voel, jy's weak of jy's nie, maar ek dink dit is tog 'n ding van beheer, en ek is so dankbaar dat die Here daai deel
kom skoon maak het by my. Toe ek begin het met myself, was dit een van die groot dinge. Yes. Wat ons moet kan, jy hoef supermom te wees nie. Ja. Niemand verwag het van jou nie. Ja, en dan kom ek by die krop, die lekker maag gedeelte is om laat die woord vir ons sal voedsaam wees. En dit wat ons ook uit ons monde uitspreek en laat dit ook voedsaam vir ander mense sal wees. Laat ons so vol van hom sal wees met sy woord, met sy intimiteit wat ons met hom het en so aan. En dan die bene om die wedloop te volhard tot die einde toe. En ons voete, laat ons voete in lyn, laat ons in Vader se, Jesus se voetspore sal volg en laat ons in lyn met hom sal wees. En ek dink as ons by dit uitkom, het ons redelik al baie gesê en dan sê my kinders, okay, dankie, die kos is koud of yes, ons is nou moeg, ons het nou ons hele bedekrie geluister. En terug en nou in Klerksdorp geëindig. Ja, en ek dink net daai is net om ons vroue bietjie te encourage, dat dit is vir my altyd die grootste voorreg as iemand vir my vra om te bid, en ek love dit, en as ek so op die spot geplaas word, dan onthou ek my head shoulders mes in thuis, so mag dit dan vir julle 'n blessing wees. Ek kan nie glo ons tyd is verby nie, Antoinette, dit is net insane, so, wil julle nie vir ons langer tyd? Ja, asseblief, ons het langer tyd nodig. Net so 'n bietjie ekstra kan 2 ure, 3 ure, dit gaan nie 'n verskil maak nie, ons gaan dan sê, ons het nog tyd nodig. Yes, ek wil so bitter graag net vir julle hierdie, want toe ek nou hierdie naweek daar sit en dit is abide en dit is het ek net hierdie in my hart en ek soos Here abide, gee vir my iets, want ek met mense se registrasienommers, dan sê ek altyd as daar registrasie, dan maak ek altyd hierdie rympie op in my kop en so ek love om met mense se registrasies of van hulle nommerplate 'n bietjie met rympies in my kop en abide, en ek gaan skryf abide en ek skryf hierso, a bride is dearly enamored, en ek is soos enamored, deeply in love and captivated. Dis wat enamored beteken. A bride is dearly enamored and it has a beautiful spiritual picture behind it. A bride, that's us, abiding in Christ, deeply in love with the bridegroom Jesus. Sure. It connects especially beautifully with John 15 verse 4, abide in me and I in you. And the bridal imagery throughout scripture. You could even express a deeper meaning as abide. A bride is dearly enamored, remaining close to Jesus, not merely out of duty or obedience, but because she is deeply in love with him. Sure, En dit was vir my so mooi gewees. Ek is soos, ag, dankie Here vir so 'n bietjie bederf. Ja, dit is lekker. Dit is eintlik nou half hartseer om af te sluit vandag met intiem. Met om nou oor te gaan na ietsie anders toe, want ek dink ons kan nog ver, maar dit hang af. As ons dalk die dag inkom en ons voel altyd deurkom. Dit is deel van ons. Gaan wees in love with the bridegroom. Gaan abide in hom, gaan hê intimiteit met hom, gaan raak van voor af verlief, laat hy weer jou eerste liefde word. Absoluut. Want ultimately wil hy ons moet steeds onthou wie is ons eerste liefde, en ons eerste liefde is hy, en dit is waarop intimiteit op die einde van die dag by mekaar kom. Absoluut, ja. Absoluut. Mag julle 'n awesome week hê. Ja. Ons gaan vir julle volgende week terugvoering gee oor ontwaak wat hierdie naweek was, en ons sien baie uit en ons bid vir julle elkeen vir goedheid en guns en oorvloed. Ja. En voor ons bye-bye sê, onthou van die 10de Oktober. Yes. Blessings julle. Lief.